Hallo en baie welkom. Vandag neem ons jou na Tokyo se Sumida distrik. Maar ons gaan 'n bietjie dieper delf as net, jy weet, die gewone toeristeplekke soos die Skytree. Absoluut. Ons kyk na die stories agter die plekke. Ja, die stories en die verborgde hoekies wat hierdie area so spesiaal maak. Veral vir jou as besoeker wat daai ware gevoel van 'n plek soek. Presies. Ons het 'n klomp bronne hier wat ons gaan help. Ja, en dit dek alles van eeueoue legendes tot, wel, oulike moderne kuierplekke. Dink net aan die Sumida rivier self. Dit was mos die lewensaar van ou Edo. Vir eeue lank. En die naam Sumida kom van die rivier af en ook van daai historiese wal, die Bukutei. O ja, die een wat bekend was vir sy kersiebloeisels langs die water, né? Juis daai een. En vandag se Sumida wat bestaan uit die ou Honju en Mukujima distrikte. Dis regtig 'n mengsel, daai ou Shitamachi, die ou middelstadkultuur. Maar ook die moderne lewe. Dis fascinant. Inderdaad. En daardie rivier was meer as net vervoer. Dit was 'n reuse inspirasie, veral vir die ukiyo-e kunstenaars. Hulle bekende houtsnee. Baie daarvan speel hier af. So, ons gaan kyk hoe daai stories van die tragiese Umewaka-egende tot die groot vuurwerkfeeste, hoe dit vandag nog leef in die plekke wat jy kan besoek. Ja, ons soek daai drade. Die bekende landmerke en die onverwagse ontdekkings. Kom ons pak dit saam uit. Goed, kom ons begin sommer in Ryogoku, die hartland van Sumustui, né? Definitief. Maar die storie daar begin nie eintlik met sport nie. Dis donkerder. Vertel meer. Ons praat van die groot Maireki-brand, 1657, 'n absolute katastrofe. Ja, ek het daarvan gelees. Dit het meer as 100,000 lewens geëis, né? En groot dele van Edo vernietig. Presies. En die Iko-in tempel is juis daar gebou om daardie onbekende slagoffers te gedenk, 'n gedenkplek. Sjoe, maar hoe het dit dan die sumo-plek geword? Wel, dis die interessante draai. Omdat Iko-in hierdie plek van rou so groot oop terrein gehad het, Okay. het dit die vaste plek vir sumo-byeenkomste geword. Voorheen was dit maar hier en daar by skrynheiligdomme gehou. So die tempelgrond het die sportarena geword. Dis nogal 'n kontras. En dis nie al nie. Daai breë plaza, die Ryogoku Hirokuji, is geskep as 'n brandbaan na daai selfde brand. Ironies genoeg. Ja, en toe word dit ook 'n besige vermaaksentrum. Dit wys jou iets van daai Edo-gees, jy weet, hartseer en lewenslus sommer langs mekaar. Dis nogal aangrypend, ja. So, vir jou wat vandag daar staan, kyk na die moderne Ryogoku-kokubikan, die groot sumo-stadion, maar kyk dan net langsaan na die Iko-in tempel. Onthou daardie geskiedenis, rou wat plek gemaak het vir sport. En natuurlik, as jy daar is, moet jy amper die stoeierse kos gaan proe, chankonabe. Dis deel van die Ryogoku-ervaring, beslis. En Ryogoku is ook sinoniem met daai reuse Sumida-rivier vuurwerkfees. O ja, die beroemde vuurwerke. Die storie gaan mos, dit het begin na hongersnood en 'n pesepidemie. Dis die gewilde storie, ja, dat dit in 1733 begin het as 'n soort gebed vir die dooies en teen siekte. Dis 'n mooi storie. Maar, Ek hoor 'n maar in jou stem. wel, ons bronne wys dis dalk 'n bietjie geromantiseer. Regtig? Ek het dit altyd geglo. Almal vertel dit so. Dis die weergawe wat vasgesteek het. Maar historiese rekords wys, byvoorbeeld dat cholera, die waarskynlike pes, eintlik eers in 1822 Japan bereik het. Wraggies. So lank na 1733. Ja, en daai spesifieke jaar 1733 is eers baie later aan die oorsprong gekoppel, eers teen die einde van die 19de eeu. So wat was die ware rede dan volgens die bronne? Dit lyk of die ware dryfveer meer lê in kommersiële weddenwering tussen die groot vuurwerkmakersfamilies van daardie tyd, die Gaggia en die Tamaya. Hulle het mekaar probeer oortref. Presies, met groter en beter vertonings om die skares te lok. Bietjie minder romanties, maar dalk meer, menslik. Sjoe, dis nogal 'n ontnigtering, maar fascinant. Die mooi storie bly maar die een wat mense onthou, dink ek. En vandag is dit in elk geval 'n reuse ding. Daai laaste fees, amper 20,000 vuurwerke.
Dis enorm. Roffig 9,500 by een plek en oor die 10,500 by die ander. Ja, nou ja, vir jou wat dalk nie lus is vir daai massiewe skares nie, ons bronne stel 'n paar ander plekke voor, minder bekende uitkykpunte. Goeie idee. Waarvan praat ons? Wel, as jy noord gaan, is daar Shioiri Park, naby Keisei Sekya of Tobu Ushida stasies. Dis rustiger, sê hulle, maar jy moet steeds vroeg daar wees. OK, Shioiri Park. Dan oorkant die Arakawa rivier, naby die Yotsugi brug, vanaf Keisei Yahiro stasie. Die vuurwerke is kleiner van daar, maar dis glo baie ontspanne. Meer chill, ja. Nader aan die Skytree is die Oyokogawa Waterpark. Dis 'n groot park naby Tokyo Skytree of Honjo Azumabashi stasies. Jy kan 'n plek op die grasperk kry of so. Klink goed. En 'n regte hidden gem. Ja. Hier sien Kyojima Minami Park. Dis diep in 'n woonbuurt, 'n ou park uit die Showa-era met 'n baie hoë glyplank. Klim boontoe vir 'n unieke foto met die Skytree. Dis nou 'n insider wenk. Dit wys hoe die fees 'n deel is van die gewone stadslewe. En terwyl ons by die rivier is, voor die broe was dit mos die hoofweg met al die klein veerbote, die watashi. Ja, die Takea veerboot was 'n bekende een. Maar die rivier hou nog ouer, dieper verhale, soos die legende van Umewaka. Oef, ja, dis 'n baie hartseer storie. Uit die Heian-tydperk, so. Dis meer as 1000 jaar oud. Ja, 'n jong adelike seun, Umewaka, van Kyoto. Hy word ontvoer deur mensehandelaars. Ag nee. Hy word al die pad gesleep tot hier by die Sumida rivier, waar hy uiteindelik sterf, van uitputting en siekte. 'n Monnik vind hom, begrawe hom en plant 'n wilgerboom. En sy ma het hom gesoek, né, vir jare. Ja, en sy vind uiteindelik sy graf hier. Sy is so gebroke, sy word 'n non, Myokini. Dis die kern van die storie wat die beroemde no-drama Sumidagawa geïnspireer het. En nie net dit nie, reg? Nee, dit het ook 'n hele genre Edo-literatuur begin, die Sumidagawa Mono. Verhale wat daai temas van verlies en soeke langs die rivier herverbeeld het. En wat merkwaardig is, Die plekke bestaan nog. ja, aan weerskante van die rivier, Umewaka se graf, die Umewaka-zuka, is nou by die Mukuoji-tempel, naby die oorspronklike plek in Higashi-Shirahige Park. En sy ma se. Mayoki-zuka, haar graf, is in Mayoki-zuka Park in die Taito-distrik, net oorkant die rivier. Dis 'n tasbare skakel na daai ou tragedie. Jy kan letterlik daar gaan staan. Dis ongelooflik. En dan natuurlik kuns. Ons kan nie oor Sumida praat sonder Katsushika Hokusai nie. Die ukiyo-e-meester. Hy is hier gebore in Honjo. Almal ken sy groot golf, maar sy lewe. Hy het glo 93 keer getrek en omtrent 30 verskillende kunstenaars name gebruik. 'n Ware karakter. Maar hier's die ding, sy bekendste reeks 36 gesigte op Berg Fuji. Hy het dit eers begin maak toe hy al in sy 70's was. Ja, dis verstommend. En deel van die lede was tegnologie. 'n Nuwe blou pigment, prysiese blou of Barrow Eye, het toe beskikbaar geword. Regtig? Daai spesifieke blou. Jep, dit het hom toegelaat om daai ongelooflike, lewendige blou skakerings te skep. Sy nalatenskap word vandag gevier by die Sumida Hokusai Museum, ook daar in Ryogoku. Ek het foto's van die gebou gesien. Baie modern. Ja, ontwerp deur Kazuyo Sejima. Met daai mat aluminiumpanele en driehoekige vorms, probeer dit iets van Hokusai se dinamiese styl vasvang. Binne sien jy sy werk, maar ook hoe Sumida plekke soos Ryogoku brug in sy kuns verskyn. Dit anker hom hier. En daai aanhaling van hom 92 was, op sy sterfbed. As die hemel my nog 5 jaar gee, sal ek 'n ware skilder word. Kan jy dit glo? Dis ongelooflik. Daardie toewyding, dit wys net. Ja, dis inspirerend. Nou, van kuns na ander soort drama. Die 47 Ronin, die Chusungura. Nog 'n ikoniese Japanse verhaal. En die klimaks, die wraakaanval op Kira Kozuke no Suke se herehuis in 1702, het hier in Honjo plaasgevind, hier in Sumida. Presies, die toonbeeld van samurai loyaliteit. En vandag is daai oorspronklike terrein van Kira se groot woning. Is dit nog daar?
Dis nou die verrassend klein en stil Honjo Matsuzaka Park. Maklik om eens te kyk, maar dit dra soveel geskiedenis. Wat is daaroor? 'n Paar oorblyfsels, 'n ou put, gedenkstene. Dis baie rustig, maar as jy op 14 Desember daar is, hou hulle die Kishi-fees vir die Ronin en die Kira-fees. Dis 'n diep kulturele ervaring. Dis interessant. Nou, terwyl die Ronin 'n historiese drama was, het Honjo Nanafushi ook ander soort stories. Meer spookstories kan 'n mens sê. Die 7 wonders van Honjo. Die Honjo Nanafushigi? Ja, ou Edo se stedelike legendes, baie gewild in Rakoga, die komiese storievertelling. Presies. Soos Oikabori, die Lostit agtersloot, glo naby die huidige Kinshicho-stasie. Wat het daar gebeur? Vissermanne sou 'n stem hoor sê, Oiteke, los dit agter. As hulle al vangs probeer saamvat, verdwyn die vis uit hul mandjies. Dalk 'n waarskuwing teen gierigheid. Klink so. Wat nog? Okori Chochin, die begeleidende lantern. 'n Spookagtige lantern volg jou en dan lei dit jou diep die riete in sodat jy verdwaal. Sjoe, miskien 'n weerspeling van die vrees vir die donker, voor straatligte. Sekerlik. Dis fascinerend hoe daai stories die plekke ekstra laag gee. Absoluut. Die ware hidden gem hier is miskien die plekke self. Jy kan jou eie klein spookstorie toer doen. Stap by Kinshincha-stasie se noordkant of langs Hakusai-dori en verbeel jou ou Edo. Dis 'n lekker idee. En dan, om van die ou na die splinternuwe te spring. Die Sumida River Walk. Ja, dis redelik nuut, né? Van 2020 af. Dit verbind Asakusa met die Skytree area. Dis 'n voetgangerbrug langs die Tobu-spoorlyn. En onder dit, langs die rivier, is daai Tokyo Mizumachi kompleks. 'n Regtig lekker wandeling met oulike winkeltjies en eetplekke. Slim ingepas onder die spoorlyn. Ja, en hou jou oë oop vir die klein versteekte prentjies van Sorakara-chan, die Skytree se geluksbringer op die brug se vloer. 'n Klein skattejag. En Tokyo Mizumachi self is 'n goeie plek vir 'n blaaskans. Jy kan Italiaans eet met 'n rivieruitsig by Landa. Of Japanse lekkers. Ja, by Ichiya. Hulle het daifuku en dorayaki. Of soek unieke geskenke by Consent, dis ontwerpwinkel. Of probeer daai spesiale vierkante geroosterbrood by die bakkery Muya. Klink heerlik. En onthou, daar's ook ander kafees langs die rivier in die omgewing, soos Morsuo Café en Cielo Yeriu, naby Asakusa en Kurame. Vir jou wat aktief wil wees, is daar pypfietspaaie langs die Sumida. Hier 'n fiets. Goeie plan. So, as ons alles saamvat, Sumida is duidelik soveel meer as net die Skytree. Dis laag op laag van geskiedenis. Samurai-wraak, kunstenaarslegendes, spookstories. Moderne ontwerp, oulike kafees, feeste. En die rivier, die Sumida, vloei deur dit alles, die konstante getuie. Dis daardie samekoms, né? Hoe die groot stories en die klein ontdekkings langs mekaar bestaan. Hoe tragedie en viering soms dieselfde plek deel. Dit maak dit spesiaal. Ja, So die vraag aan jou wat luister is, watter storie of plek het jou verbeelding die meeste aangegryp? Die kontras by Eko-in, die waarheid oor die vuurwerke, of dalk die plekke van die Umewaka-legende, of die idee om Hokusai se spore te volg. presies, wat het jou nuuskierig gemaak? Wel, ons hoop hierdie klein toer deur Sumida se stories en verborge juwelou inspireer jou om self op ontdekking te gaan as jy in Tokyo is. Hoor daai fiets stap deur die agterstrate. Ja, gaan soek daai spookstories op of gaan sit sommer net by 'n kafee met 'n uitsig oor die water, kyk hoe die bote verbygaan en dink 'n bietjie aan al die eeue se lewe, die drama, die veerkragtigheid wat hierdie rivier al gesien het. Dis 'n goeie gedagte om jou af te sluit. Tot volgende keer.